Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. As 'n skriflesing kom uit Psalm 9 vers 2. Ek wil die Here loof met my hele hart. Ek wil al u wonders vertel. Vandag se boodskap is getiteld: Is God onregverdig? Ek is seker jy ken iemand of het al gehoor van ouers wat hulle kinders verloor het as gevolg van 'n motorongeluk of op 'n ander manier. Ek lees een keer van 'n ouer paar wat hulle 2 tienerkinders binne 'n tydperk van 3 jaar verloor het. Eers hulle seun en toe later hulle dogter. Hulle het God se regverdigheid bevraagteken, en soos meeste ouers wou hulle net voorspoed en geluk vir hulle kinders gehad het op hulle pad vorentoe. Hulle vriende het gesien hoe hulle eie kinders gematrikuleer en of college of universiteit toe gegaan het, maar hierdie ouer paar was van daai vreugde ontneem. Ek wonder of die familie van die apostel Jakobus God se regverdigheid ook bevraagteken het. Hy is tereggestel, maar Petrus is wonderbaarlik gered van dieselfde lot. Dit is waar dat die lewe soms onregverdig kan wees. Partykeer lyk dit of sekere mense meer geseënd of meer gegun is in die lewe as ander. Maar moenie dat ons God blameer nie. Hierdie ongeregtighede van die lewe is as gevolg van die mensdom se sondes op God se heilige skepping. Die Here laat dit toe, maar is nie die oorsaak daarvan nie. God het berou oor hierdie ongeregtighede meer as ons, het ons op 'n gelyke vlak lief, het die ewige saligheid beskikbaar gestel vir almal wie dit wil hê, en sal almal oordeel op hierdie beginsel waarvan hy praat in Lukas 12 vers 48. Daar staan: en aan elkene wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. Teen die einde van die tyd sal die Here al die ongeregtighede van die eeue regmaak, en selfs die mense wat die meeste ongunnis of deur diepe waters gegaan het, in hierdie lewe sal tevrede wees met God se geregtigheid. Niemand sal rede hê om hom te beskuldig dat hy onregverdig was nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help ons om ten alle tye op die noue pad te bly en gefokus sal bly op u woord, al gaan ons deur hoeveel beproewinge in ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.